wat ek vanmôre saai. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre begin en ek het gedink eerder as om net vir die beeld in die kop te laat sit. Ek gedink ek wil vir julle fisies hier kom sit. Ek kan julle beloof. Ek het probleme by die pastorie gehad, sy het gehad dat moet 'n kleiner tent hê. In haar kop het hierdie tent die hele kerk vol gestaan, daar was nie plek om te sit nie. Maar dis hoe gevoel het, is hoe by die huis gestaan het. Ja. Maar ek weet nie van julle nie, maar ons ken daai gevoel wanneer jy 'n tent opslaan. Wanneer jy die tent opgestaan het, dan check jy die penne, jy trek die toue styf. Ja. En dan dink jy so by jouself, hierdie ding gaan bly staan. Ek is stewig. Ek het so in die begin van die maand het ek genoem dat ek wil praat oor tente en tentpenne. En dankie vir Brendan, hy het vir my 'n getuienis gedeel. Ek het hom daarna gevra en hy het vir my gestuur en vir my die details daarvan gesê dat ek dit vir julle kan oordra, soos wat Brendan het vir my gedeel. Hy sou saam met iemand anders te gegaan het, hulle sou 'n bietjie gaan afsonder het, saam gaan bid het. En dit eindig so op dat Brendan alleen gaan. Die ander persoon kon nie saam gaan nie. En hy's alleen daar. Hy het sy tent opgeslaan, maar hy sê die plek daar waar hy gekamp het, was die grond te sag geweest. Hy het 'n hamer saamgevat om die tentpen in die grond in te slaan, maar hy kon die tentpen sommer net so met sy hand indruk. So sag was die grond rondom hom geweest. En terwyl Brendan daar besig is in die tent, het daar 'n wind opgesteek. En die wind en weer het begin woes ruk rondom die tent. Hy was bekommerd want hy het geweet sy tentpen is nie styf vas nie. Maar in die tyd wat hy daar was, het die tent van hom veilig bly staan. Dat het net daar bly staan. Die verbasing vir hom was groot geweest dat ten spyte van die feit dat hierdie tentpen nie stewig in was nie, het sy tentjie bly staan, want ons weet waarmee Brendan besig was. Hy het daarom afgesonder. Hy sê dis nie die enigste ding wat gebeur het nie. Op 'n stadium terwyl hy in sy tent sit en hy wil Bybel lees, het hy sy flitslig aangesit om die Bybel te lees. Maar hy kom agter, hy het nie die flitslig nodig nie. Daar's 'n ander lig wat skyn. Ja. En hy het uitgeklim in die tent en rondgekyk om te sien, is dit miskien 'n straatlig? Is dit miskien iets anders as karsligte wat skyn en daar's niks gewees nie? Die lig het geskyn en hy kon Bybel lees sonder lantern, sonder flits, sonder iets. Kon hy sy Bybel lees. Dit het hom laat besef, God is teenwoordig in ons sy woord. En net soos daardie tent wat staande gebly het, wil God vanaand met u 'n bietjie praat oor tente. Hy wil met u praat 'n bietjie oor tente en tentpenne. Veral ek het sommer seker gemaak, ek bring dit saam. Dis wat om nog nie gesien so 'n tentpen lyk. Lekker stukkie staal in die grond ingedruk moet word en stewig moet hou. Die vraag wat ek vanmôre vir jou het: waar is jou tentpenne? Wat hou jou vas in die Here? Wat is dit wat seker maak dat jy bly staan in die lewe soos wat dit aangaan? Die eerste punt waaroor ek vanmôre wil praat is dat tentpenne staan vir die simbool vir geestelike stabiliteit. En 'n tentpen is nodig om seker te maak dat die winde wat ruk en wat rondom ons is, nie die tent uit sy posisie uitskuif nie. As jy kyk in Jesaja 33 praat hy van Jerusalem as 'n tent wat nie geskuif sal word nie, waarvan geen pen ooit losgetrek sal word nie. Die pen hou die hele struktuur vas. Die feit dat daar in Engels sê hulle tension, ek weet nie wat is die Afrikaanse mooi woord daarvoor nie. Spanning. Die feit dat daar spanning is, hou die tent in plek. Want jy trek een tentpen in hierdie rigting, ander tentpen in die ander rigting, en die spanning hou die tent dat hy bly staan waar hy veronderstel is om te. As jy die tentpenne wegvat, die eerste windjie wat kom, dan waai die tent aan top tuimelyn. Ek het al gesien as hulle wys, die wind waai poes, dan sien jy hier kom die tent afgerol. Dan weet jy die tente was nie vas gewees nie. Efesiërs 4 praat van vers 14, dat ons nie soos kinders rondgeslinger moet word nie, deur die wind van elke leer, menslike misleiding en slim wees. Ek het gesien en ek wil dit nie afmaak nie, ek wil hê jy moet môre vir my mooi hoor. Ek wil nie dit afmaak en sê dit is onbenullig nie, maar ek wil hê jy moet luister, lees en geestelike onderskeiding toepas.
Daar is weer, soos wat dit gereeld is hierdie tyd van die jaar, is daar weer mense wat praat van September maand, en die wederkoms van die Here kom, en hulle sit dag en datum daar, en hulle raak mense opgewonde, praat oor baie dinge. Menslike misleidings. Ek sê nie vanmôre vir u, dat ek weet nie, want ek weet, soos dat die woord van God sê, Markus sê dat ons ken nie die dag en die uur nie. Selfs die seun ken nie die dag en die uur nie. Enige iemand wat opgewonde raak om hier seker dit gaan uitwerk, hy lees nie sy Bybel nie. Die God wat ek dien, het nog besluit wanneer gaan hy gestuur word. Jesus staan gereed. Terwyl ons vanmôre sing, en ek wil nie afbreekend klink of negatief klink nie, dit het niks te doen met ons orkes nie. Dis nou ons voorsangers wat gesing het vanmôre, wat beteken dat daar was 'n salwing terwyl ons sing nie. Maar terwyl ons vanmôre sing en sê, I know the master of the wind, toe daag die meester van die wind op. Toe stap hy in by daardie deur. Toe ons sê, I know the maker of the rain, toe stap hy in by hierdie gebou. Maar hy, Jesus, die meester van die wind, weet nie, wat is die dag en die tyd wat hy kom nie. Efesiërs sê dit duidelik, moenie rondgeslinger word soos 'n klein kindjie nie. Moenie vanmôre rondgeslinger word in jou tent, soos iemand wat nie tentpenne het wat jou vashou nie. Ja, dit is goed om te hoor, daar kan mense vir jou sê, dis dringend, ons leef in die laaste paar minute, Jesus kan enige tyd kom, weet jy, ons sê dit al, vir 20, 30, 40, 50 jaar. Tannie Mara, kan nie die hele kant vir my getuig, hierdie boodskappe gaan uit, van preekstoel, miskien hierdie eiendste preekstoel, al vir jare. Niks het verander nie, Jesus gaan spoedig kom. Amen. Dis waar dit vandag is, was dit gister en sal dit môre wees. Geen mens weet wanneer nie, maar leef dan asof dit vandag kan wees. Amen. Maak seker dat jou penne vas is. Die vraag is, waar slaan jy dan jou penne vas? Nie in mense nie, nie in vreeslike tegnologie nie, nie in baie kennis en boekkennis nie. Jy slaan jou penne vas in die woord van God. Dis die enigste iets wat ewig waar bly. Ek sê dit vir die rondtyd en ek gee nie om vir wie u roep om met my daaroor te praat. As iemand kom en hy profeteer vir jou en sê, so sê die Here, en jy gaan jou toets dit teen die woord van God, en dit is nie volgens die woord van God nie, kan jy die profesie een kant op die rand sit. Hy sê dat ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, ons weet nie alles wat aangaan nie. Prakties beteken geestelike stabiliteit, dat jy moet 'n roetine hê. Jy moet 'n roetine van gebed hê, van Bybelstudie, gemeenskap saam met ander gelowiges. As jy te gereeld die kerk mis, dan het jy nie roetine in jou lewe nie. Jy hardloop en val van plek tot plek. Dit beteken jy leer om jou besluite wat jy neem op God se Bybelse beginsels te baseer, nie op 'n gevoel of druk van ander mense rondom jou. Jy hardloop nie agter die eerste beste nuwe idee nie. Jy weet waar jou grondslag is. Ek wil hê dat jy moet verstaan, groter visie klink pragtig. En ons gaan praat daaroor. Ons gaan vanmôre praat, want dit is deel van die woord wat die Here van sê, as ek julle net weer kan sê, maak die plek van jou tent wyd. Die Here wil hê ons moet wyer dink. Hy wil hê ons moet wyer sien. Maar 'n groter visie beteken niks sonder penne nie. Sonder tentpenne is 'n groter visie net 'n droom. Dit gaan nooit 'n realiteit wees. Dit wat jy dink jy trek in, gaan jy vinniger verloor as jy dit kry, omdat jy nie vas staan met jou tentpenne nie. Dink maar aan 'n skip met 'n anker. As dit in sagte modder lê, sleep dit weg. Maar as dit aan die rotse vasgryp, dan hou dit die skip vas, selfs in golwe. Net so moet jou tentpenne in harde grond wees, in rots as dit moontlik is. Slaan hom diep vas. Maak seker jy weet waar jy jou tentpenne in grond. Die Here wil ons roep vanmôre om standvastig te wees. Dit is nie moontlik. Hierdie tentjie lyk pragtig. Ek het Dion het vinnig geklaar daaroor te sê, as die wind kom, gaan hy nie staan nie, want hy's nergens aan niks vasgemaak nie. Daar's geen pen.
ek wil by my tweede punt kom, en die tweede punt sê, 10 penne moet vasgeslaan word in die regte grond. Ons het laas jaar baie gepraat oor die regte goed. Die regte persoon, op die regte tyd, op die regte plek, met die regte doelwit. Daar is ook die regte grond. Psalm 40 vers 3 sê, hy het my voete op 'n rots laat staan. Hy het my gang vasgemaak. Ons kan nie sterk wees as ons penne in sand inslaan nie. As jy kyk, sand, hy so, ons definieer, ons sê van grond en sand. Sand is so los. Dit is soos wat jy daar by die see kry. As jy hom so vat, dan loop hy net weer uit jou hand uit. Die Bybel praat uitdruklik daarvan wanneer hy praat van bou jou huis op die rots. Wanneer jy jou identiteit en jou sekuriteit bou op wat mense van jou dink, jou werk, selfs jou bediening, dan is jy besig om te bou op sand. Jy is besig om op iets te bou wat net weer môre gaan wegskoon. Maar wat gaan hulle van my dink? Hoe gaan die mense reageer? Alles van dit is dinge wat ons verder wegvat van waar ons moet wees. Waar jy jou penne inslaan, daar rus jou lewe. Daar gaan jy bly stop. Party mense slaan hulle penne in by hulle werk. Party mense slaan dit in by ek moet genoeg geld hê. Ek moet finansiëel met my goed gaan. Party mense het ek al gesien slaan hulle penne in by hulle familie. Hoe weet jy jou penne is iewers ingeslaan? Jy keer altyd so terug. Wanneer jy luister, en ek wil nie hê julle moet dink ek is onregverdig of hard en sê julle moet elke dag in die kerk kom nie. Ek het al pastore keer gekom en sê, man, julle hou nie verjaarsdag op Saterdag nie, want ons hou bid nie. Julle hou nie die, jy kan nie op vakansie gaan nie, as jy op vakansie gaan, moet jy ook daar kerk gaan. Ek sien daai pastoor nie. Maar jy weet daar is fout met jou lewe, wanneer jy keer op keer moet 'n plan maak om in die kerk te kom. Wanneer jy sê, my lewe is so besig, ek het hierdie familiebyeenkoms, ek het hierdie werksbyeenkoms, ek gaan nie met my kinders hierdie kant toe gaan, ek gaan dit doen. As daar nie plek in jou lewe is vir God nie, hoe kan jy verwag om vir ander te wys jou tent is vasgeslaan? Waar kry jy die tyd op jou eie om te bid, om Bybelstudie te doen? Ons is nie hier om dit vir jou te doen nie. Ons is nie hier om dit vir jou maklik net te maak. Dis alwaaroor dit gaan, iets te gee om oor te dink. Jy het hierdie nodig, maar jy het ook jou eie persoonlike tyd nodig. Die regte grond is net Christus. Dis die eerste kerk. Ons kan nie, ek kan nie vir jou sê jou penne by die kerk inslaan gaan jy veilig wees nie. Ek is jammer, dis nie wat ek probeer sê nie. Ek sê dit hierdie is sy huis. Sy kinders kom nie by mekaar. Jy moet so nou en dan nie verbykom as jy ten minste 'n kind van God is. Maar jou 10 penne, die regte grond daarvoor is net Jesus en Jesus self. Dis die enigste grond waar jy kan slaan, waar jy gaan weet, die grond gaan nie meer gee nie. Prakties kan jy dit doen, deur daagliks tyd met God en met sy woord in gebed te hê. Weet jy, as jy net daar sit en sing, dit vanmôre het ek vir jou so ervaar, ons het so, ek weet hoeveel keer het ons gesing hierdie liedjie nie, maar dit het gegaan so 'n paar keer toe vir ek hier is 'n opwelling van die Heilige Gees, dat nie nou daar was nie. En weet jy, dit is so wonderlik, dit kan daar gebeur, by jou huis, dit kan daar gebeur, in jou voertuig, dit kan daar gebeur, terwyl jy by die, op vakansie sit en lekker rus, by 'n swembad. Dit maak nie saak waar jy is, jy begin, en jy begin in die naam van die Here groot te maak, en jy sê, I know, the master of the wind. Dan daag jy op. Want jou 10 penne is op die regte plek, in die regte grond ingeslaan. Jy moet jou besluite kan toets teen die Bybel. Nie teen gemak of gevoel nie. Ja. Ons het gewoonte, ek sê dit is verkeerd nie, jy kan maar vra, ek sal saam bid. Ons het gewoonte om vir ander mense te vra, om vir ons te bid of iets leiding is. Vra, is nie klaar toe. Wie van julle het al vir ander mense gevra om te bid vir jou? Om te vra of dit leiding is? Is dit verkeerd? Is dit verkeerd nie? Kom maar, vra. Maar ek wil jou vra, wanneer laas het jy gevra? Wanneer laas het jy bietjie vir die Here gevra, wat is die leiding in jou lewe? Wanneer laas het jy bietjie die lyne getoets en gekyk, kan jy nog self die 10 penne in die grond indruk? Kan jy nog self die besluite neem soos wat dit moet wees? Dit is
waaroor hierdie gemeenskap gaan. Hierdie plek wat ons by mekaar is, ons word juis omring deur mense wat jou wil nader druk na Jesus toe. Veronderstel jy dit soos dit deel, kom staan nie saam met my. Veronderstel jy soos dit Jesus staan daar. En ons is hier besig om sy naam groot te maak. En terwyl ons sing, hy sê so, nader my broer. Kom, nader my broer. Nou sien hy, ek sak so 'n bietjie agtertoe. Wat doen hy? Wat gaan jy maak? Hy my los. Nee, kom aan hier. Jy gesê kom nader my broer. Kom nader my broer. Jy hak mekaar in die trek nader. Die kern van ons geloof is Jesus. Die rots, die plek waar ons penne in wil slaan is Jesus. Die regte grond is Jesus. Ons moet mekaar nader druk, nader trek na Jesus. As iemand weer vir jou sê, bid saam met my, dat ek die leiding kan kry en sê, dis reg. Kom ons bid saam. Kom ek en jy vaste dag saam. Kom ons spandeer 'n bietjie tyd op Sakkenas, ons het hierdie week Sakkenas bid hier gehou. Kom ons spandeer 'n bietjie tyd op Sakkenas. En weet jy, dit is nie nodig om te wees, ek my knieë kan nie meer, ons het daar Dinsdag aand het Chris vir my gesê, ek kan nie meer afgaan nie. Maak die saak net sit jy. As jy nie kan sit en sit jy hom sommer op jou stoel neer. Ek het hierdie week met iemand gepraat en sê ek verstaan, in lewende Christus gebruik hulle nog sakke vir sak en as. Ek sê waar anders te gaan jy sak en as kan doen. Jy kan nie mos net 'n prentjie teken en sê sak en as, die Bybel sê bekeer jou op sak en as. Hy verwag dat ons met ons kan verkeer. Amen. Sak en as. Ek wil jou dit vertel en ek wil dit ronduit sê. As jy voel in jou lewe is daar goed waaroor jy nie oorwinning kry nie. Daar's plekke in jou lewe waar jy nie deurbraak kry nie. Daar's plekke waar dinge nie vir jou wil regwerk nie. Gaan soek vir jou 'n bietjie 'n sak. As jy sukkel om dit in die hande te kry, praat met my, gee vir jou 'n stukkie. Kry vir jou 'n bietjie as. Moenie met Brendan praat jy, ander idees van sak. Kry vir jou 'n bietjie as. En as jy die as so 'n bietjie gestrooi het op die sak en jy 'n bietjie tyd gespandeer en gesoek na die regte grond, kom praat weer met my. Kom sê weer vir my pastoor, ek sukkel nog. Ek kry nie deurbraak nie. Dan kan ons saam met jou. Punt nommer 3, dis my laaste punt. Hy sê, tentpenne het onderhoud nodig. Nou ek het met opset, ek het nie met my penne gewys, ek het opset hierdie pen sakkie saam gebring, want dis die penne wat ek gekry het, toe ek hierdie tent in die hande gemaak het. Dit is sy pen. Ja. Sien ek glo nie nice te bring nie. Hoe lank dink jy gaan hierdie pen jou? As jy so 'n bietjie begin afval hy. As jy so 'n bietjie begin trek, dan gaan jy net so te buig. Baie gewoond om pennetjies te kry wat so gryp. Buig al erger. Nou kyk of gaan jy iets gaan vashou met hom. Tentpenne het onderhoud nodig. Tentpenne het nodig. Laat jy moet 'n bietjie nasorg doen, 'n bietjie kyk. Is my pen nog op die manier waar hy vir staan so te wees? Sy punt nog skerp. Is hy nog reg? Kan hy nog hou? Kan hy nog sy werk doen? 2 Korintiërs 13 sê, stel jouself op die proef. Of julle in die geloof is. Ondersoek julleself. Wie baie gelowiges begin sterk, maar na 'n ruk, dan begin hulle te verswak. Lees 'n bietjie minder in die Bybel. Bid so 'n bietjie minder betrokke by die gemeente. Dit is soos 'n tent wat aanvanklik goed staan. Hy lyk of hy stewig staan, hy's mooi vas. Maar dan kom jy agter as die wind so 'n bietjie waai. Maar daar's so 'n punt wat so 'n bietjie skeef waai. Het julle dit al gesien? Hou hom op as hy kyk so 'n bietjie in. Lyk nie of daai ding gaan hou nie. Dit wag vir die oomblik wanneer die wind regtig hard gaan waai. Wanneer die wind regtig waai en jy sien dat die stukke begin skeer, is dit te laat om te hardloop en penne te probeer inslaan. Dan is dit te laat om te hardloop en te sê, asseblief, bid vir my. Ek kan hierdie omstandighede oorleef nie. Pastoor Kobus het nou so 'n paar weke terug gepraat van die 5 maagde. Dis te laat gewees vir hom te hardloop om te sê, ek het nie genoeg olie nie. Deel 'n bietjie van jou olie. Dan help dit nie jy sê ek het nie regte penne nie. Help my met jou penne nie. Weer eens, dis maklik. Onderhoud gebeur deur die geestelike dissipline wat ons toepas. Bybellees, bid, aanbidding, dankbaarheid, gemeenskap. Dit gebeur ook deur mentorskap,
deur te stap, soos ek en Dion hier gedemonstreer het, om te sê, kom, dat jy nader kom aan Jesus. Om vir iemand te vra, Kobus, hoe gaan dit? Regtig, is jy regtig okay? God wil nie hê, ons moet net begin. Hy wil nie hê, jy moet net 'n pragtige mooi tent hê wat jy opgeslaan het. Ek het gedink aan hierdie gedeelte en dis nogal vir my interessant. Apostel Paulus het baie gepraat oor tente. Weet jy hoekom? Hy praat 'n paar plekke, ek het die een opgesoek. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 1 sê hy, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Want ons wat nog in die tente sug en voel beswaar, omdat ons liewer nie ontkleed nie, maar oorgekleed wil word. Hy praat van ons vleeslike liggaam. Die feit dat jy op aarde is, praat ook as 'n tentwoning. Hoekom hy daaroor gepraat het, Paulus, was 'n tentmaker geweest. Dit was sy werk, hy het tente gemaak. By dit, boven dit het hy natuurlik die evangelie verkondig, maar hy kom praat oor iets wat hy ken. Ek ken nie 'n tent so goed as Paulus het geken het nie, maar ek weet dat die Here sê vir ons vanmôre dat jou penne se vasmaak is die belangrikste gedeelte van hierdie tent. Ek wil vanmôre vir u sê dat die boodskap soos wat ek het gekry het van die Here af, die Here het gesê vergroot, strek uit, droom groot. Amen. As jy 'n groot idees gehad het en groot verwagtinge gehad het, droom nog groter. Amen. As ek dit prakties jou kan maak, jy het gesê 2 spitte, ons praat van 4. Amen. Bring jy het gepraat van 'n mansion, wat het jy 2 mense met 'n saal aan die agterkant. Die Here sê droom groot en ek is nie hier vanmôre met 'n prosperity ding besig nie. Ek is nie hier om jou te probeer dat dit met jou moet finansiëel net goed gaan nie. Ek is hier dat jy moet droom om in die koninkryk van God in te gaan ploeg. Om die kerk groter te maak. Ons het gepraat van aan die kerk gaan vol sit. Ek wil nie nou in die plek binne wees nie. 2 dienste, 3 dienste. Dis wat ek glo. Ek het vir u vroeër gesê, sonder tentpenne is 'n groot visie net 'n droom. Ek stel nie belang vanmôre te droom nie, want God sê slaan jou tentpenne vas. Slaan hulle vas. En ek wil hê vanmôre terwyl ek by die punt kom van afsluit van hierdie boodskap, wil ek u vra dat u saam met my dit gaan manifesteer. Ons glo daaraan om te wys wat ons glo, om te wys dit wat ons wil doen. Staan op die voete en gebruik so 'n bietjie eers net so 'n bietjie inspeksie. Kyk so 'n bietjie rondom jou tent. Trek so 'n bietjie die tentpenne los. Maak 'n bietjie seker die toue is reg. En dan trek jy 'n bietjie daai pen uit. Haal so 'n bietjie elke een van die penne uit wat jy diep in gestaan het. Partykeer ek weet nie wie die trick ken nie. Ja, kom so met die een pen. Maak iemand trek jy daai pen uit. Trek hulle 'n bietjie uit. Maak 'n bietjie los en kry net so 'n bietjie beweging kry. Ons kerk is 'n plek om beweging. As jy sit of gaan sit op die bank tot jy dit reg kry. Maar jy moet diep bid. Want daai pen kan mooi ordentlik uitkom. Want partykeer is jou tentpen en verkeerde gemors ingeslaan. Jy glo nie goed wat jy nie moet glo nie. Trek hom uit. Maak hom los. Is almal se tentpenne los? Het iemand help nodig? Moet ek bietjie kom losmaak? Ons doen dit eers altyd nodig, broers. In die ou dae sou ons jou aan die kop gegryp en geskit. Dis net oor tentpenne losmaak. Dis almal wat dit gaan. Nou doen ons dit op uitnodiging. Jy kan vra vir my. Ek het baie in my lewe gedoen nou op my kop so. Ek skit so 'n bietjie los. Maak my so 'n bietjie los van hierdie goggas van die wêreld. Almal se penne los. Ja. Okay, goed. Nou die aksie gaan wees gaan my tent wyd maak. Ek wil weer lees wat hy sê hier in Jesaja. Jy moet die instruksies mooi volg. Want as ons die instruksies volg, dan gebeur dit wat die Here wil hê moet gebeur. Maak die plek van jou tent wyd. En laat jou toeke van jou tentwonings oopspan. So maak so 'n bietjie die voorkant oop en maak so 'n bietjie die plek rondom jou tent wyd. Nou sê jy besig jy van fisies beweeg af na geestelik toe. Jy begin 'n bietjie te sê in jou lewe, in die plekke waar jy in beheer is, waar die wêreld probeer om jou uit te vat. Soos hy praat van jou grondgebied wat bietjie moet groter word. Tree so 'n bietjie, kom bietjie uit die bank uit, kom bietjie in beweging. Tree so 'n bietjie uit rondom jou. Maak seker jy het 'n groot genoeg spasie dat jou tent nie toe gaan hy op jou aankom. Kom uit die bank my broer.
Maak vir jou 'n groot spasie. Moenie skaam wees oor wat jy aftree nie. Moenie skaam wees vanmôre wat jy klein nie. Want die Here is met ons vanmôre in hierdie gesprek. As daar iemand dalk in jou pas staan, jy sê so klein waarskuwing is en hy sê verhinder dit nie. Ek sien julle in die wysfase so. As hy in jou pas staan, dan sê jy vir hom verhinder dit nie. Verhinder dit nie, want hierdie is 'n woord van God af vanmôre. Nou, as jy nou klaar mooi spasie gemaak het, vat dan daai lyn. Kyk jy vir julle lyn is, ons kan dit studeer. Die Tasha het vasgemaak. Nou, hy werk ons so 'n klein dingetjie. So vat hom nou as jy jou lyn van en trek hom uit op die vers wat hy wil gaan. Want dan moet jy net 'n klein stukkie hê. Hy moet dan ver, jy het baie spasie nodig. Dan trek jy nou lyn. Trek jy sê nee, is nie genoeg nie. Trek jy lyn, trek jy lyn, trek jy lyn. Trek hom so ver as wat hy kan gaan. Dan haak jy hom nou in jou pen in vanmôre. En dan kry jy die hamer en jy slaan daai pen in. Soos wat jy jou pen inslaan, maak seker jou pen word ingeslaan. Elke plek waar jy instaan, maak vanmôre belofte aan die Here. Sê, Here, ek gaan weer Bybel lees. Here, ek gaan weer bid. Ek gaan weer getrou wees met die bywoning. Ek gaan weer tyd spandeer daaraan om vir mense te motiveer, te inspireer om in die kerk te kom. Ten slotte, vers 3. Jy gaan links, regs en links uitbreek. Jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. As jy dink vanmôre aan plekke waar jy stede sal vernietig, daar is land al nie meer hoop nie. Die Here sê vanmôre, ek maak weer iets nuuts oop. Die plek waar daar niks was nie. Tot sover. Groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons is Nuwe Begin Gemeente van Robertson en ons is entoesiasties om iets vir die Here te doen en te beteken. Ons wil ons saal uitbrei en daarvoor het ons 'n boufonds gestig en ons het die hulp nodig. Ons het die finansies nodig. Ons het die heerlikheid van die Here nodig om die finansies te seën ook. En daarvoor is ons hier. Bietjie die saal uitbrei, ons wil 'n mooi eiland in die middel sit, ons wil uitbrei, want ons weet, die koning stuur vir ons die skape in. En daar het ons hier nodig. Dankie dat jy altyd kyk na ons uitsendings. Dankie dat u ons altyd ondersteun. En ons wil bid dat die God met u gaan praat en u gaan seën en elke finansies wat u wil skenk, moontlik wat u wil skenk, dat die Here u gaan seën op elke gebied. Ons seën u in Jesus naam. Amen.